enkele afkondiging voor die erediens, en dit is dat ons kollektes by die deure is vir die kerkas, onder die diens is dit vir die diens van barmhartigheid. Dit dan wat ons afkondigings voor die erediens betref. Kom ons sit so en ons raak 'n oomblik stil voor die Here. Ons gaan vanoggend ons erediens begin met die sing van Skrifberuiming 12:3, terwyl ons so bly sit. Dit is ook ons votum vanoggend waarin ons vir mekaar en vir die wêreld sê dat ons hulp is net in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en wat getrou bly tot in ewigheid. Kom ons sit so en ons sing saam Skrifberuiming 12:3. Geliefde gemeente, genade en vrede vir julle, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons antwoord die Here op hierdie pragtige groetseën met die sing van Psalm 100, juig al wat leef, juig voor die Heer, dien God met blydskap, gee hom eer, kom nader voor sy aangesig, en prys hom met 'n lofgedig. Ons staan vir die sing van Psalm 100, al 4 die verse, waarna ons bly staan, sodat ons geloof saam kan bely.
Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die angste van die hel ondergaan het, wat op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Psalm 89 sing ons saam vanoggend, hoe salig is die volk wat luister na u woord, hul wandel in die lig wat van u afstraal voort. En dit is belangrik dat 'n mens dan ook in daardie gesindheid na die wet van die Here luister, soos ons vanoggend gaan doen uit Deuteronomium 5 uit, en dat elkeen van ons die lig hiervan juis op ons eie lewens sal laat skyn, en dat ons daarin ook die donker in ons lewens, die sonde in ons lewens sal raak sien en ook daarteen sal stry. Kom ons luister saam Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring, dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink, dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of sy slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Dit is belangrik dan, die Here het by die berg Sinaï al hierdie gebooie duidelik hoorbaar aan die hele gemeente gegee, uit die vuur en die stuk donker wolk uit. En toe het hy stil gebly. Daarna het hy dit op 2 platklippe geskryf en dit vir Moses gegee. Kom ons antwoord nou op die wet van die Here met die sing van Psalm 89. Ons sing daarvan in vers 1 en vers 6. Van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o Heer, altyd my hulde bring. Want soos 'n tempel wat op vaste grond verhuis het,
So reis die ewige guns wat U aan ons bewys het. Kom ons staan vir die sing daar, of ons bly sit vir die sing daarvan. Ons sing die 1ste en die 6ste vers, waarna ons saam sal bid. Kom ons bid saam. O Vader in die hemel, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend ook saam as gemeente voor U te mag ons hoofde buig in gebed en te bely dat dit deur U genade is, deur U goedertierenheid is, U liefde is dat ons as gelowiges elke dag mag lewe. En juist daarom is dit ook vandag ons gebed, dat U ook deur U Heilige Gees in ons harte sal werk en die verkondiging van die evangelie in ons lewens sal seën, sodat in ons lewens ook die lig van ons Here Jesus Christus mag skyn en ons elkeen mag vas staan, volhard in die liefde wat U vir ons gegee het. Ja, help ons om ook vanoggend te besef hoe groot U liefde vir ons is. Help ons om te besef dat U liefde so groot is, dat dit oor tyd en ewigheid strek, en dat dit ook ons verstand te bowe gaan. Ja, help ons om saam met die gelowiges van alle tye te besef, dat ons elkeen se lewe en se tye is in U hand. Daarom dank ons U vir 'n jaar wat voorlê, jaar wat U ons geskenk het om ook
diensbaar te kan wees in U koninkryk. Gee dat alles wat ons sê en dink en doen in hierdie jaar ook van daardie diensbaarheid sal getuig. Ja, maak ons ryk in die liefde, sodat ons ook U liefde met mekaar en almal wat hierdie jaar ons lewenspad kruis kan deel. Daarom bid ons vandag ook in besonder vir ons broers en susters wat nie hier saam met ons kan wees nie. Ons dink in besonder aan hulle wat siek is en wat weens hulle ouderdom verhinder word. Ons dra elkeen aan U troue vadersorg op. Ons bid ook vir die kerk oor die wêreld heen versprei, maar in besonder ook vir die gereformeerde kerke hier in Suid-Afrika. Ja, gee dat die heerskappy van ons Here Jesus Christus ook in ons kerke sigbaar mag word. Daarom bid ons in besonder ook vir ons algemene sinode van al die kerke oor die hele land en Namibië, wat môre ook in Potchefstroom begin vergader vir die week. Ons vra dat U daar wysheid en insig sal gee, sodat al die besluite wat geneem word sal strek tot die verheerliking van U heilige naam. Ons vra ook dat U ons genadig sal wees en ons sondes sal vergewe. Nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil alleen. Want aan U en ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees kom toe al die lof en al die eer en al die aanbidding in die kerk tot in ewigheid. Amen. Vanoggend, broeders, die begin en die einde van die boek Openbaring. Jy sal sien die opskrif by die boek is die Openbaring aan Johannes, en ons luister vanoggend saam na dit wat ons ook by die seëngroet vanoggend gehoor het, vanaf vers 4, en dan ook enkele verse uit hoofstuk 21. Van Johannes aan die 7 gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons, deur sy bloed van ons sondes verlos, en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke, en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en hulle sal al die volke van die aarde sal voor hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker, ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Vanoggend dan hierdie laaste vers, ek's die Alfa en die Omega, sê die Here God, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Nou as mens na die einde van Openbaring toe blaai, in hoofstuk 21 vers 6, dan hoor mens die soortgelyk. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur, ek's die Alfa en die Omega, die begin en die einde, aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Kom ons luister na hoofstuk 21, sy eerste 8 verse. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn, en die see het nie meer bestaan nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af, uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, hulle sal sy volke wees, en God self sal hulle
sal by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal daar nie meer wees nie, ook leed, smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verbygegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, dit het klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry en ek sal sy God wees en hy sal my seun wees. Maar die wat bang en ontrou geword het, die losbandig is, moordenaars en onsedelikes, bedrieërs en afgodsdienaars en al die leenaars. Hulle lot is die poel wat met vuur en swaal brand. Dit is die tweede dood. Dit dan vanoggend ons teksgedeelte en ons gaan vanoggend in antwoord daarop saam sing uit Psalm 118 verse 1, 2 en 12. Maar ek wil graag net vir ons 'n gedeelte daar ook voorhou uit vers 12 waarin ons bid, ag Heer, gee nou u seëninge, gee voorspoed Heer op hierdie dag. Dit is die dag van groote dinge, die glorieteken van u mag. En ons sal nou in die prediking ook sien hoekom ons juis hierdie verse ook saam sing. Kom ons staan en ons sing saam vers 1, 2 en 12, Psalm 118.
'n voorspoedige nuwe jaar. Dink almal van ons het dit hierdie week al gehoor. Ek weet ons het dit vanoggend ook al 'n paar keer gehoor. Mense wat vir ons sê hulle wens ons 'n voorspoedige nuwe jaar toe. En ek dink dis wat ons ook graag almal vir onsself, maar ook vir mekaar wil toebid vir 2026. Want so wil ons ook hierdie jaar wat voor lê, elkeen met ons eie hoop en met ons eie verwagtinge tegemoet gaan. Tog, as jy daaroor gaan dink, is daar by meeste van die mense wat hierdie woorde gebruik ook 'n onsekerheid. 'n Onsekerheid oor die begin van nog 'n jaar. Onsekerheid oor wat 2026 vir ons gaan inhou. Mens kan sê onsekerheid oor wat die toekoms inhou. Want nie een van ons weet wat môre gaan gebeur nie. As mens dink aan die jaar wat verby is, hoeveel mense staan nie dalk teleurgesteld of is hartseer oor dinge wat in die jaar wat verby is gebeur het nie. Hoeveel mense is nie dalk verbaas oor die dinge wat gebeur het nie, of dalk bly oor goeters wat gebeur het in hulle lewens nie. Ja, die slegte en die goeie dinge wat 'n mens nie kon voorsien nie. En dis die een ding wat ons darm weet, net so sal 2026 ook sy eie soet en sy eie suur voortbring. Dinge wat ons nie nou weet gaan gebeur nie. Maar dis juis in hierdie omstandighede, broeders en susters, wat die woorde van die Here vanoggend ook na elkeen van ons toe kom. Kom in seker een van die belangrikste en een van die bekendste uitsprake in die hele Bybel. In al twee ons kernverse, hoofstuk 1 en hoofstuk 21, sê die Here self, sê God self vir ons wie hy is. Hy is die Alfa en die Omega, hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê hy. En so, broers en susters, wil God vir elke gelowige, vir jou en my in kluis, 'n wonderlike perspektief kom gee op die geskiedenis van die mensdom, maar ook 'n perspektief wil gee op elkeen van ons se eie lewens. Op 2026 en op elke nuwe dag van ons lewens. God gee vir ons 'n blik uit die toekoms. Dit is belangrik dat 'n mens dit hoor. Ek sê nie 'n blik op die toekoms nie, maar 'n blik vanuit die toekoms. Want dis een van die grootste foute wat mense maak wanneer hulle na die boek Openbaring luister. Dat hulle die boek wil sien as iets wat vir ons vertel wat gaan gebeur. Maar eintlik is dit 'n baie eensydige en 'n baie arm en 'n baie hartseer benadering as jy na die boek Openbaring kyk. Want die boek is nie net geïnteresseerd in die geskiedenis en in wat gaan gebeur nie, maar in besonder oor die sin daarvan. En hierdie sin van die geskiedenis lê nie opgesluit in voorspellings van wat gaan gebeur sodat mense kan weet wat gaan gebeur nie. Nee, die sin lê opgesluit in die onfeilbare waarhede wat God vir ons oor homself in die boek openbaar. So wanneer jy na die boek Openbaring luister, en nie net vanoggend nie, maar enige gedeelte van die boek, broers en susters, moet jy altyd in jou agterkop onthou, hierdie is apokaliptiese literatuur. Nou, dis 'n baie groot woord, apokaliptiese literatuur of apokaliptiese materiaal. Maar dit is belangrik dat mens die woord leer ken.
Want apokaliptiese materiaal verskil van voorspellings, soos wat mense dit graag wil gebruik, en dit verskil selfs van profesie, soos ons dit in die Bybel leer ken. Want hoe werk dit met profesie? Werk dit so, jy staan in die hede en jy kyk in die toekoms in. Die profeet staan in vandag en hy kyk na die toekoms. Maar met apokaliptiese literatuur werk dit nie so nie. Die apokalips staan in die toekoms en kyk terug in die geskiedenis. Dit is 'n belangrike gesigspunt hierdie om raak te sien. En in die boek Openbaring staan Johannes, die apostel, op die drempel van die einde, die volëinding, en hy kyk terug op die geskiedenis, en hy kyk vas teen die onfeilbare waarhede wat God vir ons openbaar oor homself, en in belangrike in hoofstuk 21 staan daar ook groot woorde, dit het klaar gebeur. So mens moet dit raak sien, as Johannes hierdie boek skryf, kyk hy nie vooruit van wat gaan kom nie, hy gaan staan aan die einde, en hy kyk terug na dit wat gebeur het in die geskiedenis. En die boodskap is duidelik. God is die een wat sin en betekenis aan die geskiedenis gegee het. So het hy in 2025, so sal hy in 2026 sin en betekenis ook aan ons lewens gee. En ek dink dis die groot les wat ons vanoggend ook moet leer. Ons moet ons nie blind staar altyd teen die slegte of die goeie dinge wat met ons gebeur nie. Want in die lewe gaan dit nie net oor hoe dinge van buite lyk nie, maar oor wat hulle van binne is. Iemand het dit mooi gesê, hy het gesê, ons moenie dat die aardse ons blik van die hemelse afwend nie. Ons moet nooit die rol wat God in ons lewens speel en wat God in ons lewens inneem, ignoreer nie. Want jy kan nie. God staan sentraal daarin. Dis hoekom hy sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat was, die een wat is, wat kom, die Almagtige. En juist daarom weet ons wat vandag hier sit, dis God. God self wat vastigheid gee aan die toekoms. God self gee vastigheid aan ons toekoms. Soos hy ons in die jaar wat verby is, elkeen gedra het, so sal hy ons ook in die jaar wat voorlê dra. Hoekom? Want sy openbaring vir ons, hy sit op die troon en daar's niks en niemand wat sy raadsplan, sy bepalings kan keer nie. Hy bepaal die koers, hy bepaal die rigting, hy bepaal die doel van die wêreldgeskiedenis, van ons land se geskiedenis, van ons volk se geskiedenis, van ons gemeente se geskiedenis, ons familie se geskiedenis, ons huisgesin se geskiedenis, maar ook van jou lewensgeskiedenis. Dis hoekom hy sê, hy is die Alfa en die Omega, begin en die einde. Nou vir die wat nie weet nie, die kinders dalk, Alfa en Omega baie eenvoudig is die eerste en die laaste letters van die Griekse alfabet. Soos ons vandag ook veral in Engels sal sê, ek is besig om my ABC te leer of my ABC's te leer, en ons bedoel daarmee, ons is besig om die hele alfabet van A tot Z te leer. So sê hierdie twee letters Alfa en Omega vir ons, dis die hele Griekse alfabet wat ingesluit is. En hierin is 'n groot stuk Godsopenbaring opgesluit. Want die gebruik van hierdie twee letters Alfa en Omega om God te beskryf en waarmee God homself in ons lewens wil beskryf, sê vir ons 'n paar goed. Dit sê nie net vir ons God is aan die begin daar en aan die einde daar nie, maar dit sê vir ons God is betrokke by alles wat tussenin lê. Van Alfa tot Omega, daar is God besig. Besig in elkeen van ons se lewens. Almal
gelowig en ja, selfs die ongelowige is van die begin tot die einde onder God se beskikking. Nie alleen is hy van ewigheid tot ewigheid af aan daar gewees nie, nie alleen het hy alles tot stand gebring in die begin nie, nie alleen gaan hy die einde daarvan bepaal nie, nee, hy self gee doel en sin tussenin aan wat moet gebeur. En watter troos, watter perspektief gee dit nie ook vir ons, so aan die begin van 'n nuwe jaar nie. God wat van die begin van die skepping af daar was, in beheer was, God wat by die laaste trompet se weerklanke einde gaan maak aan die skepping soos ons dit ken, hy bepaal ook dit wat in 2026 sal gebeur. En dis juist hierdie feit wat hy beklemtoon met die woorde, dat hy is die een wat is, wat was en wat kom. En hierdie woorde beskryf vir ons meer as net God se bestaan van ewigheid tot ewigheid. Dit wys veral vir ons op God se betrokkenheid, God se beheer in die geskiedenis. Jy sien God se dade in die verlede en dit wat hy nog sal doen in die toekoms, is onlosmaaklik verbonde aan dit wat hy vandag doen. Sien die redding in Christus, wat reeds gebeur het in die verlede, die wederkoms van Christus wat nog gaan plaasvind, bepaal wat hier en nou moet gebeur. Deur die Heilige Gees, wat in ons die geloof in die verlossingsdade van Christus gegee het, wat vir ons hoop gegee het vir 'n beter môre, het elkeen van ons vandag reeds die troos van God se almag in my lewe. Dis die hoogtepunt, kan men sê, van God se selfopenbaring hier in Openbaring 1 vers 8. God wat sê, ek is die almagtige. En onthou dit, hierdie woorde beteken meer as net God kan enigiets doen. Dit beteken dat God reeds alles bepaal en beheer. Dat hy reeds alle mag en gesag uitoefen. Dat hy reeds die koning oor die konings van die aarde gekroon het. Sy geliefde seun, ons Here Jesus Christus. En hy het ons so lief, en dit sê hy op baie plekke in die Bybel, dat nie een van ons verlore sal gaan nie, maar dat ons die ewige lewe uit sy hand sal ontvang. En dit, broers en susters, is waar die troos en die hoop te midde van die onsekerheid van die toekoms na ons toe kom. Elkeen van ons ontvang van die Here troos en hoop, die sekerheid van geloof, dat hierdie groote almagtige God, dat hy ook vir ons in 2026 en in die toekoms sal vashou. En dis hoekom ek gesê het, ons moet ons nie blind staar teen die goeie of die slegte dinge wat met ons gebeur nie. Nee, ons moet gaan soek na God se wil, God se doel met my lewe te midde van die soet en suur van die lewe wat gebeur. Want dis ons hoogste doel, is om te wees wat God ons gemaak het om te wees. Dat ons kom ons noem dit maar so, die beelddraers van God in hierdie wêreld sal wees. En hoe mooi beskryf God dit vir ons, die toekoms wat op ons wag as beelddraers van God. Hy sê dit in hoofstuk 21, hy sê daar's 'n nuwe hemel, daar's 'n nuwe aarde. En die hoogtepunt van hierdie nuwe hemel en hierdie aarde, is God wat betrokke is daarby. God wat intens deel is daarvan. God wat self sê, hy later in Openbaring, die lig is wat oor ons skyn. En dit, broers en susters, kan 'n mens sê is waarheen elke jaar, elke maand, elke dag, elke uur, elke minuut, elke sekonde op sal uitloop.
wanneer ons die volheid van Jesus Christus se werk sal aanskou. En dit moet vir ons in die jare wat voorlê iets belangriks leer. Jou lewe op aarde, elke mens se lewe op aarde is nooit nutteloos nie, is nooit te vergeefs nie. Want onthou dit, God is besig om ons elkeen te stuur, waarheen te stuur, na 'n sinvolle einde toe. Maar onthou dit, met alles wat met jou gebeur in die jaar wat voorlê, ons lewe nog nie in die volmaakte nie. God is nog besig met die herskepping in Christus. Maar juist daarom weet ons, kan ons as gelowiges te midde van 'n onsekere wêreld lewe met 'n sekere toekoms. Want ons weet, ons deel nou in die oorwinning van Christus. En al is daar baie dinge wat vandag nog vir ons duister is, al is daar baie dinge wat ons nie verstaan nie, al kan nie een van ons sê wat in 2026 op ons wag nie. Dit weet ons. God regeer, want hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En sy koninkryk, 'n ewige koninkryk. Daarom al is daar baie dinge wat ons nie weet nie, al bring 2026 vir jou ook soet en suur, goeie en slegte dinge na vore, kan jy hierdie jaar tegemoet gaan met die wete, God is die Alfa en die Omega, ook van dit wat in 2026 wag. En daarom alleen kan ons werklik vir mekaar 'n voorspoedige nuwe jaar toebid. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, almagtige God, ons dankie dat ons vandag ook so aan die eerste Sondag van 'n nuwe jaar kan staan en met verwagting kan uitsien na dit wat hierdie jaar vir ons voorlê. En dat daardie verwagting en hoop gegrond is in wie U is. U wat die Alfa en die Omega, die begin en die einde van alle dinge is. Maar wat ook nou in elkeen van ons lewens besig is. Daarom bid ons vandag ook vir mekaar en vir hierdie gemeente die voorspoed van die Here toe. En ons wil aan U die eer gee en die dank gee vir al die seëninge wat ons uit U hand ontvang. Ons bid dit, nie omdat ons dit verdien nie, maar om Christus ontwil. Amen. Daar is nou geleentheid om liefdegawes te gee vir die diens van barmhartigheid.
Loof God, dit is sy bevel. Met die helder simbolspel, loof hom met die klinkmetaal van die vrolike sibaal. Loof God met basuingeklank, gee hom eer, bewys hom dank. Loof hom met die harp en luit, loof hom met die trom en fluit. Kom ons staan en ons loof die Here, Psalm 150, al 3 die verse. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u wees en bly. Amen. Baie dankie broeders en susters, enkele afkondigings. Die susters saamtrek moet ons onthou. Ons het nou al 'n paar keer daarvan gehoor. Ons gaan vir die volgende 2 maande daarvan hoor. Is belangrik, dit vind plaas Saterdag 7 Maart. Die besonderhede is ook op die bord daar buite. En op die jaarprogramme sal jy ook sien, is dit vir die susters heel voor Januarie opgesit. Jy kan 'n jaarprogram daar by die deur ook kry as jy uitbeweeg vanoggend. Maar ons vra asseblief almal knoop daardie ding in die oor, die 7de Maart, maar met die oog daarop ook die susters se eerste funksie vir die jaar, die 14de Februarie, en dan ook deur die volgende 2 maande
wat daar gaan gevra word vir hulp, maar dit kan die broeders en die susters mee help, dis werk. So ons vra asseblief, almal moet hierdie week 'n blikkie baked beans gaan eet en die blikkie volgende week kerk toe bring. So vir die volgende maand vra ons dan tot die 14de Februarie toe, dan wil ons graag klaar wees daarmee, dat al die susters vir ons, al die blikkies wat julle by die huis het en die broeders wat alleen bly, bring asseblief die leë blikkies, spoel hom uit en bring hom asseblief kerk toe, van volgende Sondag af. Ons het nou al 'n klomp blikke, maar die susters het nog 'n hele klomp nodig. Dan, broeders en susters, môreoggend begin die algemene sinode in Potchefstroom. Dit sal tot volgende Saterdag ook duur. Ons vra ook voorbidding vir daardie vergadering, waar al die gereformeerde kerke in die gereformeerde kerke van Suid-Afrika en Namibië in Potchefstroom bymekaar kom vir 'n vergadering. Dan vir die week wat voorlê, wil ons vir almal wat verjaar die seën van die Here toebid op 'n nuwe lewensjaar, in besonder tannie Leni Vreugdenburg. Haar kinders sal vir haar gaan sê, hulle is hierso wat hierdie week 88 word, en tannie Sannie Du Plessis wat hierdie week 83 word, bid ons die seën van die Here toe. En dan ook suster Katrien Broere en broer Joop Admiraal, vir hulle en vir almal wat hierdie week verjaar. Ek sien hier sit daarom 'n paar van hulle vanoggend, bid ons die seën van die Here toe op 'n nuwe lewensjaar. Daar is nog nie vanoggend tee nie, dit sal DV van volgende Sondag af weer 'n aanvang neem. Baie dankie, net 'n herinnering, dis die 8uur diens hierdie, so ons moet 20 voor 10 moet ons van die terrein af wees, sodat Montana Poort met hulle program vir die dag kan begin. Baie dankie broeders en susters.